Ek klim vir 'n treinrit wat my glo my lewe gaan weerspieël. Klomp stasies op my pad. Sommige mooier as ander, maar elk uniek. En dan die moerkoffie, die lewe se vernis, rond, vol, geurig en vol smaak, ryk en lekker. Drink hom slukkie vir slukkie, geniet hom. Laat hy oor die tong rol, want by jou stasie is die rit verby. Die rit weet te flits van die geheue. Dis my vriend, hoe lyk dinge daar by jou? Jong, ek sê vir jou sê, dit is alweer amper Vrydag, amper alweer tyd vir die Moerkoffie Express, dat ek net hierdie hare van my so 'n bietjie uitsorteer. By the way, is hier 'n pryk wat ek dra, die is by Jenny en hare. Maar die oorlog die duur voort. Daar in Amerika speel hulle wargames met, Venezuela. En dit lyk vir my, daar gaan 'n paar opvolgreekse wees, Panama en miskien Groenland, kan jy het vertel, en dalk Canada. En ek sien hier in Suid-Afrika is ouens wat hulle soort van sit, yes, gaan hulle nie vir ons ook nie, dalk gaan hulle, jy weet, vir Siddelhoek verwyder. Ek weet nie of daar heeltemal gaan gebeur nie, jammer om jou enthousiasme so 'n bietjie te blus, jou lus te blus, want ek is werklik genoeg in Suid-Afrika wat hulle wil hê nie, behalwe ons strategiese posisie, want onthou nou, as die Suezkanaal iets sou mee oorkom, soos nou die dag, want as dit 2-3 jaar terug, as jy moes oud raak as sê, moes gewoonlik nou die dag, maar as jare gelede, toe daai een olietanker moes daar vastgehaak en daar gelê, en had amper 'n maand gesukkel om hom uit te kry. En sou Egipte of een van daai lande besluit, hulle gooi so 'n klein kuttel daar in die kanaal in, en hulle maak hy kanaal toe, dan word Suid-Afrika ewe skielik tot die mag 3 weer baie belangrik op die wêreldkaart. Moet altyd daai in gedagte hou. Maar van Egipte gepraat, jy weet, ons nou deesdae AI, alles op AI weet alles. Nou, ek was in die weermag gewees destyds, wat ek meen, en ek het in afdelings gewerk, waar hierdie inligting beskikbaar was. En ek het gekyk na, jy weet, sekere wapentuig wat ons gehad het, let wel, ons het dit nie meer nie, want die weermag, soos ons weet, is ons nou maar onder Angie Motshegi is amper soos 'n computergame, jy weet, ons het al die syfers, ons kan die mannetjies laat beweeg, en daai tipe van goed is, die commands is daar en so, ons weet daar op die grond, wat ek meen is daar nie eintlik meer iets nie. Ons wonder eintlik oor wat is op die grond. Maar nou gedurende die 70's, toe ons onder sanksies gestaan het en so meer, en ons is natuurlik deur Amerika, die einste Amerika, wie se voete ons vandag moet soen, eintlik. Ons is deur hulle gekniehalter, onder andere, met al sulke tipe van goedes. Nou, as jy gaan kyk, Anwar Sadat was die president van Egipte. En almal kla ons nou so oor die ANC wat met Iran praat en Irak praat en so aan. Maar nou wil ek dit vanoggend vir jou so 'n bietjie terugvat in die geskiedenis, en wat jy sien die probleem met baie van die politieke, veral die jong politieke soort van geopinieerdes, is dat hulle ken nie werklik die geskiedenis nie. Hulle ken nie eens ordentlik die geskiedenis tot in 1960 nie. So hulle moet staat maak op goed soos AI. Maar nou as ons gaan kyk, P.W. Botha, wat in die 70's nog voor hy president geword het P.W. Botha, was hy die minister van verdediging. En met die laat hulle toe nou vir ons sanksies plaas, en ons kan nie meer wapens kry, en daai nie, dit laat ons sê, dit is hoekom Denel so groot geraak het, 'n Ameskoor en al daai goed, want ons het uit nood uit ons eie wapens moes begin bou, wat 'n fantastiese tyd was in die Suid-Afrikaanse geskiedenis. So, toe het PW 'n paar vriende gehad, vriende in Frankryk gehad, wat onthou waar hy duikbote vandaan gekom.
Frankryk af. En van die fregatte wat ons in die vloot gehad het, van Frankryk afgekom. So Frankryk het ons nog steeds geondersteun. En ek weet, Israel, en as ek het nou gaan intik en gaan hulle dit ontken. AI gaan sê nee, want AI is besig om die geskiedenis te herskryf, waar dit polities korrek is vir die tye nou. So Israel, ons het Sweedse Oerlikon dubbelloop 35 mm het ons via Israel het ons gekry in Suid-Afrika vir ons lughaweer. En dan het PW Botha hierdie konneksie gehad. Sy groot vriend was Anwar Sadat. Nou Anwar Sadat het die probleme gehad met sanksies, die Engelse het vir hom baie gegee, soos onder andere die Centurion tank. Dis 'n groot tank, gaan Google hom, hier so 'n fotootjie van hom. Die Centurion tank. En ons het tanks gehad in Suid-Afrika. En in daai tyd het ek, soos ek sê, gewerk op sekere plekke in die Suid-Afrikaanse weermag. En ek het gesê, maar hoe is dit dat ons hierdie tanks kry? Ons het wapensanksies en so aan. Toe sê hulle, nie almal weet dis 'n Centurion is 'n Britse tank nie. En ons kry dit as tweedehands van Anwar Sadat af. PW Botha en hy is tjomme, hulle drink saam 'n knerts of wat ook al. Ons kry dit van hulle af, dan verf ons dit net oor en ons gaan dit so 'n bietjie deur en dan word dit die olifant tank. Nou vra ek myself af, as Suid-Afrika destyds met Anwar Sadat, PW Botha en Anwar Sadat, hierdie boertjie en 'n Egiptenaar. Hulle kom ooreen, moenie worry nie bra, ek gaan vir jou dinges tanks aanstuur. En die man, Egipte is ons maar 'n moslim land. So PW Botha het eintlik met die moslims geheel. En nou is my vraag, moet nou nie so donnes 'n ou suurknol wees nie. As die ANC met Iran of met Irak praat, so wat? Hulle is moslim, maar is die tyd nou verkeerd of wat? Maar dit wys maar net vir jou weer eens geskiedenis, herhaal homself. Gaan oor, daar's niks niets nie. Alles herhaal homself net, in die politiek, in geskiedenis, in godsdienst, en al hierdie tipe van goed is. Maar ons as mense, omdat ons ingelig is, want hier gaan ek nou in, ek sê PW Botha gets arms from Anwar Sadat. There is no evidence in historical records or search results to suggest that former South African leader P.W. Botha received arms from Egyptian President Anwar Sadat. P.W. Botha, known for his total onslaught philosophy, dramatically increased South Africa's defense spending and built up its domestic arms industry, Armscor, in response to a mandatory United Nations arms embargo imposed in 1977. Jy sien, daar is die UN. Dis nou die ouens wat Trump die moeren maak, nou Trump sê verlaag voetsek. Moenie met julle ou reeltjies en kak kom, julle weet nie waarvan julle praat nie. Nou sê hulle hierso, Anwar Sadat was a key figure in Middle Eastern peace efforts, known for signing a historic peace treaty with Israel in 1979, and act for which he was later assassinated by Islamic fundamentalists in 1981. His foreign policy was focused on ending conflicts with Israel and aligning Egypt with the West. Not supplying arms to the internationally isolated apartheid state in South Africa. Jy sien, dit is verkeerd nou om enigstens te sê, Anwar Sadat het onder andere tanks, en daar was meer goed. Ek is dood seker, gaan lees maar in jou geskiedenis, daar's nog genoeg materiaal beskikbaar, okay? His foreign policy was focused on ending conflicts with Israel and aligning Egypt. En onthou wat ek nou net vir jou gesê, ons het hy Oerlikon 35mm dubbelloop kanonne het ons gekry vanaf Swede af. Deur Israel, af tot in Suid-Afrika. Het ons hulle geskiet, papa. Ons raai mix, die kak uit hulle uitgeskiet, ongelukkig goed wat bliksems vinnig, maar ons het hulle toch gevat. Moenie al die kak geloof wat AI vir jou vertel, is alles gaan deur 'n klomp oukies agter die skerm.
wat vir jou die geskiedenis wil herskryf, van lees self vir jou. Sien jou Saterdag op die Moerkoffie Express. My maggies, ek nog eens 'n slukkie koffie gevat het. Bye bye. Radio South Africa, your voice. 24/7.